Goeiedag en baie welkom by ons Sluit die Woord. Die Here seën vandag vir jou baie ryklik. Hy's vir jou naby. Jy is sy kind en jy behoort aan hom en mag sy genade en vrede en teenwoordigheid vandag in jou lewe die deurslaggewende faktor wees in alles wat jy doen. Die Heilige Gees, die drie-eenheid, is vir ons belangrik. Vader, Seun, Heilige Gees, vir my en vir jou. Ons weet dat die Vader vir Jesus gestuur het en ons weet dat Jesus die Heilige Gees gestuur het. En as ons vandag praat oor die Heilige Gees, dan wil ek sommer reg in die begin vir jou sê dat daar soveel dinge oor die Heilige Gees is om te sê, omdat die Heilige Gees deel van God is, dat dit God self is, dat hy in persoon in ons woon en by ons betrokke is. Maar ons gaan in hierdie kort program aandag gee aan 'n paar belangrike dinge wat ons as gelowiges moet weet en onthou van die Heilige Gees. En dan hoop ek dat dit vir jou bemoedig vandag en dan hoop ek ook dat dit vir jou weer die gordyne ooptrek om ook te sien hoe die Heilige Gees in jou lewe betrokke is. Nou ons weet wanneer ons oor die Heilige Gees praat, is daar regtig baie inligting in die Bybel. Kom ons begin by die profesie oor die Heilige Gees. Ons lees in Joël 2 van die profesie oor die Heilige Gees. In daardie dae, skryf die profeet, sê die Here, sal ek my gees uitstort oor die mense. En dan weet ons word daar gepraat van die visioene en die drome en alles wat met die jong mense en die ou mense sal gebeur, die oomblik wanneer die Heilige Gees oor hulle sal kom. En natuurlik kan ons dan spring na Handelinge 1 toe wat gaan oor die uitstorting van die Heilige Gees en ons lees daar Handelinge 1 en 2 wat gebeur het nadat die Heilige Gees uitgestort is. Met ander woorde, die profesie van die Heilige Gees of oor die Heilige Gees het in die Nuwe Testament waar geword. Net soos wat daar 'n profesie oor Jesus was daar profesie oor die Gees. So nou weet ons vir die begin dat die Heilige Gees reeds in die Ou Testament beloof is en dat dit nou waar geword het in die Nuwe Testament. Nou kom ons lees in Handelinge 2 van vers 1 af en ek lees uit die boodskap. Toe Pinksterdag aanbreek, was al die gelowiges in die kamer waar hulle gewoonlik bymekaar gekom het. Skielik het hulle 'n geweldige dreuning bokant hulle in die lug gehoor. Dit het soos 'n reuse stormwind geklink. Dit het die hele gebou waarin hulle was gevul. Toe sien hulle iets wat soos vuurvlamme lyk oor elkeen van hulle kom. Almal is toe met die Heilige Gees volgemaak. Hulle het dadelik in ander tale begin praat. Die Gees het hulle in staat gestel om dit te kan doen. En toe hoor die mense rondom hulle dat daar met hulle gepraat word. Hulle was stom geslaan. Hoofstuk 2 vers 7, toe hulle hoor hoe mense in verskillende tale praat. Hoe kan dit wees, het hulle vir mekaar gevra, hierdie mense kom dan van Galilea af? Hoe kry hulle dit nou reg om in ons eie taal met ons te praat? Hier is tussen ons mense van oral in die wêreld. Kyk net, hier is Perse, Medeërs, Elamite, Mesopotamië, Judea, Kappadosie, Pontus, Asië, Frigië, Pamfilië, Egipte en dele uit Libië, selfs 'n klompie uit Rome. Behalwe al die Jode wat oor die wêreld wat daar gestaan het, het ook mense uit ander volke die Joodse geloof aangeneem. So die skare kon nie mooi uitmaak wat gebeur het nie. En hulle het gevra, wat gaan aan? Is hierdie mense dalk dronk? Hulle het dalk heeltemal te veel wyn gedrink. En dan kom Petrus en hy antwoord hierdie mense en hy sê vir hulle, vriende, weet julle wat het hier gebeur? Het 'n wonderlike dinge gebeur. Dis nou eers 9:00 in die oggend en kom ek vertel vir julle wat hier gebeur het of wat aan die gebeur is. Die woorde van Joël het pas waar geword. Julle onthou hoe hy geskryf het, aan die einde van die tyd, sê God, sal ek my gees gee aan almal wat in my glo. Dan sal ek my wil aan julle seuns en dogters bekend maak. Hulle sal profete wees wat my wil bekend maak. Met julle jong mense sal ek in visioene praat en met die ouer mense onder julle sal ek in drome praat. Op almal wat my dien, mans en vrouens, sal ek aan die einde van die tyd my gees uitstort. Hulle sal my wil aan ander mense bekend maak. Ek sal groot tekens in die lug en op die aarde laat gebeur.
Bloed en vuur en donker rook sal hemel en aarde vul. Ek sal die son pikswart maak en die maan so rooi soos bloed. Al hierdie dinge sal gebeur kort voordat die groot dag van die Here aanbreek. En daardie dag waarop hy na die wêreld toe kom en terugkom, sal almal hom kan sien. En almal wat hom aanroep en hom smeek om hulle sondes weg te vat, sal gered word. Nou sien ons hier die wonderlike gebeure van die Heilige Gees as ook die verklaring daarvan, soos ek net nou genoem het, die profetiese woord oor die Heilige Gees wat nou die waarheid geword het. En nou sit die vriende van ons in die vroeë tyd, sit nou met hierdie wonderlike gebeurtenis wat plaasvind en die impak daarvan is tot en met vandag toe nog in elkeen van ons se lewens sigbaar, werkbaar en voelbaar. En ons leer dan dat Jesus sterker is as die dood. Nie net staan hy op uit die dood en vaar hy op hemel toe nie, hy gee ook sy gees. En wanneer sy gees op aarde kom, is daar 'n skudding, daar's 'n verandering. Dit is soos 4 tonge wat val. En dan weet 'n mens dat die Heilige God op aarde teenwoordig is deur sy gees. En hierdie belofte het Jesus ook vir ons natuurlik gegee in die boek Johannes. Nou kom ons lees hierso in Johannes hoofstuk 14 waar Jesus self aandui dat die Heilige Gees na die aarde toe sal kom. Ek sal met die Vader praat, sê hy in Johannes 14 van vers 16 af, en hy sal vir julle 'n spesiale helper stuur. Hierdie helper ken net een pad en dit is die pad van die waarheid. Ek praat natuurlik van die Heilige Gees. Die Gees sal julle nooit alleen los nie, maar oral by julle wees. Julle sal gou die Gees in julle lewe herken, want hy sal heeltemal deel word van julle. Hy sal nie net by julle wees nie, maar ook in julle. Die sondige mense sal egter nie eens weet die Gees is daar nie, en die Gees sal ook nie deel word van hulle lewe nie. Hulle sal ook glad nie op die golflengte van die Gees ingestel kan word nie. Die spesiale helper waarna Jesus verwys, is die Heilige Gees, die Parakleet. En ons weet in die antieke Middellandse gebied was 'n parakleet iemand wat omgesien het na mense wat 'n laer status het. 'n Spesiale helper, 'n parakleet was gewoonlik 'n baie ryk of vername persoon in die Middellandse gebied, 'n persoon van invloed en 'n persoon wat in die samelewing natuurlik ook 'n belangrike plek ingeneem het. En wanneer Jesus daardie beeld gebruik, dan wil hy dit vir ons in die konteks sit van hoe 'n parakleet in die Middellandse gebied gefunksioneer het. Want die parakleet het omgesien na mense wat hulle nie self in die hof kan gaan verdedig nie, mense wat nie geld het of status het om hulle mening te kan lig nie. Nou ek onthou dat professor Jan van der Walt het 'n mooi voorbeeld altyd gebruik om vir ons te verduidelik hoe die parakleet verstaan moet word. Hy het gesê, sê nou byvoorbeeld, daar is 'n arm persoon wat lemoene verkoop op die mark in die antieke tyd en hy soek 'n spesifieke bedrag geld. As daar dan 'n ryk man verbystap en hom nie betaal nie en sy lemoen net vat en eet, dan kan die arm persoon niks doen nie want hy het nie status nie. En hy kan ook nie die ryk man hof toe vat daaroor nie. Want in die Middellandse gebied sal dit vir hom glad nie hoegenaamd iets in die sak kan bring nie. Hy gaan homself net verder in skaamte dompel. Maar as daar 'n ander ryk man is, 'n ander vernaam persoon, 'n persoon wat invloed in die samelewing het, wat sien wat hier gebeur, dan kan so 'n ryk man die arme man se parakleet word. Met ander woorde, dit beteken dat hierdie ryk man vir die arme man sal sê, ek sal jou saak namens jou in die hof behartig. Ek sal vir jou instaan. Ek sal hierdie saak vir jou vat en seker maak dat die ander persoon jou geld vir jou gee. Dan gaan die parakleet, die vername invloedryke persoon, en hy vat die ander man hof toe, of hy spreek die ander man eenvoudig net aan om die arm persoon se lemoen te betaal. Nou so moet ons verstaan dat ons in die posisie is van die arme man in die situasie dat ons geestelik nie voldoen aan alles wat ons nodig het nie, maar dat die spesiale helper 'n belofte is. Met ander woorde, vooruit gesê word dat die Heilige Gees sal kom.
En Jesus se woorde word ook waar in Handelinge 2. So dis die profeet Joël wat sê dat dit gebeur, dit is Jesus wat sê dat dit sal gebeur, en dan vind die gebeurtenis plaas. So ons kan weet dat Jesus die spesiale helper vir ons gestuur het, die parakleet, om ons in ons swakheid by te staan, in ons tyd van twyfel, in die tyd wat ons voel dat ons nie goed genoeg is nie, dat ons nie die mas gaan opkom nie, in die tyd wat ons voel dat ons vasgeval is, dat die wêreld ons verdruk, dat ons moeilikheid kry omdat ons God se kinders is en so aan. Maar dan weet ons dat hierdie Gees, die Gees van God, ons nooit alleen sal los nie, sê Jesus in Johannes 14. Hy sal oral by julle wees. En dit laat my sommer dadelik dink aan Psalm 139, waar Dawid skryf: waarheen kan ek gaan om van u Gees te ontvlug? Gaan ek na die noorde, is u daar, in die suide, maak nie saak watter windrigting, hoe diep of ver of wat ook al nie, u Gees is oral teenwoordig. So ons kan vandag weet dat die Heilige Gees alomteenwoordig in ons lewe is. En dan sê Jesus, ons moet onthou dat ons die Heilige Gees sal herken, want hy sal deel word van ons lewe. So nie net het die beloftes waar geword nie, dit het ook so gebeur dat ons bekend sal wees met die Heilige Gees, dat ons hoegenaamd nie sal twyfel in die Heilige Gees nie. En dan leer ons verder by Jesus dat hierdie Gees, die Gees van God, die lewende God se Gees, ons op die regte golflengte sal bring om te verstaan waaroor die dinge van die Here gaan. En dan kom Jesus weer in Johannes hoofstuk 16. Nou kom ons lees in Johannes 16 waar Jesus sê, Johannes skryf, byt vas, al loop dinge verkeerd. En Jesus sê vir hulle, ek vertel hierdie dinge vir julle sodat julle reg kan wees vir die moeilike tye wat kom. Praat van gevaarlike tye, die Jode sal julle uit hulle byeenkomste jaag en julle verbied om weer daar te kom. En dit is nie al nie, in 'n stadium sal hulle julle selfs doodmaak en dan mekaar gelukwens met die guns wat hulle aan God gedoen het. Hulle sal hulle met sulke dinge besig hou omdat hulle nie weet wie ek is nie en nog minder wie my Vader is. Wees gewaarsku. Moenie julle onkant laat vang wanneer hierdie dinge gebeur nie, want julle weet nou daarvan. Kry julle reg. Ek vertel julle nou eers daarvan, want dit was nie nodig om dit vroeër vir julle te sê nie. Ek was mos die hele tyd by julle. En hiermee wil die Here Jesus nie net vir sy disippels nie, maar vir ons ook leer hoe belangrik dit is om te verstaan dat wanneer ons hom dien en hom volg en wanneer sy Gees ons leer en lei, dat die wêreld nie daarmee tevrede is nie, dat die wêreld nie daarmee tevrede sal wees nie. Want vir die wêreld, die wat in die wêreld is, wat van die wêreld is anders. Hulle dink anders, hulle leef anders en hulle glo anders. En soos Jesus hier heeltemal tereg in absoluut die spyker op die kop slaan vir ons vertel, hoe mense sleg sal maak met kinders van die Here en dink hulle doen God 'n guns, dat sulke dinge sal gebeur. Dis eintlik verbuisterend, want daar is ook vandag nog steeds hierdie tipe van goeie wat gebeur, waar gelowiges mekaar vertrap en verpletter, en dat die groepe wat die skade veroorsaak, dit so ewe doen vanuit hulle geloof, maar die fout wat hulle maak, is Jesus identifiseer, hy diagnoseer eintlik vir ons die probleem, en die probleem is hulle ken nie vir Jesus nie. En dit is die groot probleem waarmee ons dan eintlik te staan kom. En dan moet ons besef dat die groot probleem nie noodwendig die wêreld daar buite is nie. Want baie mense maak die wêreld daar buite so groot monster en so groot probleem en hulle fokus op al die drama. Maar intussen vergeet hulle dat die groot probleem onder gelowiges kan plaasvind. Daarom dat Paulus skryf in 1 Korintiërs ook, mense moenie dink hulle weet so baie nie. Mense moet nie begin spog oor hulle self en groot praat nie. Hulle moenie dink hulle is belangriker as ander nie. Hulle moet eerder in liefde lewe. Daarom skryf hy Korintiërs. So Paulus se briewe word geskryf aan gelowige gemeentes. En ek dink jy sal met my saamstem dat daar 'n paar dinge in daardie briewe geskrywe staan wat jou nekhare laat regop rys en opstaan om te dink dat Christene hulle skuldig gemaak het aan van daardie dinge waarteen Paulus hulle waarsku.
En dan kom Jesus in Johannes 16 en hy praat verder. Hy sê, ek is op pad weg na my Vader toe wat my gestuur het. En sowaar nie een van julle vra vir my, waarheen gaan u nie? Dit lyk my, julle is te hartseer oor alles wat ek vir julle gesê het. Moenie hartseer wees nie. Glo my, dit gaan glad nie so sleg wees wanneer ek weggaan nie. En ek dink nie ons in vandag se tyd begryp volledig waardeur die disippels gegaan het op daai stadium nie. Ek dink natuurlik hulle sou baie de mekaar gewees het en onseker en vol twyfel, want hulle het nie in hulle wildste drome verstaan wat dit beteken dat Jesus noem dat hy weggaan nie. En net so min soos wat jy vandag dit sal verstaan, het hulle dit verstaan. Maar Jesus kom en hy vertroos hulle, hy bemoedig hulle, hy gee vir hulle die sekerheid en die sekuriteit dat hy hulle nooit alleen sal laat nie. En dit is vir my en vir jou ook vandag baie belangrik om te weet, dat die Heilige Gees jou nooit alleen sal los nie. Die Gees van God wat vooruit geprofeteer oor was deur Joël en ander, en die Gees van God wat Jesus oor beloftes gemaak het, is 'n realiteit in jou lewe. Jy kan die Heilige Gees herken. Jy sal nooit alleen wees nie. Al loop dinge verkeerd, al loop dinge skeef, kan jy weet dat die Heilige Gees nou by jou is, dat die Heilige Gees op hierdie oomblik in jou werksaam is, as jy 'n wedergebore kind van die Here is. As jy vir Jesus gevra het om jou verlosser te wees, as jy die Gees van God toelaat om jou te beheer en vra om jou te beheer, as jy jou sondes bely, as jy losmaak van al die dinge wat in jou lewe jou weg van God afhou. Met ander woorde, dit gaan hieroor dat die Heilige Gees vir jou herkenbaar sal wees as jy in 'n persoonlike verhouding met die Heilige Gees lewe, as jy met sensitiwiteit lewe, as jy lewe en weet dat dit God is wat in jou werk, as jy tot ruste kom, as jy stil word en erken dat Jesus die Here is, sal jy in daardie moment die krag, die teenwoordigheid van die Gees in jou lewe ervaar. Sal jy weet dat die spesiale helper juis dan jou optel, juis dan by jou is, en dat hy jou parakleet is, dat hy die invloedryke God is, wat vir jou intree by die Vader. Ons lees dit mos in Romeine 8. Die Heilige Gees sal vir jou intree met woorde wat jy self nie eers kan uiter nie. Dan is dit die parakleet wat in jou lewe ingryp. Dis die parakleet wat vir jou help. Dis die parakleet wat vir jou toerus. En dan sê Jesus verder in hoofstuk 16, en dan herhaal hy wat hy in hoofstuk 14 gesê het. Inteendeel, julle gaan baie baat vind as ek weggaan. Dink net, as ek nie teruggaan nie, sal die spesiale helper nie na julle toe kom nie. As ek egter weggaan, sal ek hom na julle toe stuur. En wanneer hy kom, sal hy sorg dat die wêreld 3 dinge waterpas in die oë moet kyk. Dit het te doen met hulle sonde en God se oordeel oor hulle. In die eerste plek sal hulle nie daarvan kan loskom dat hulle sonde gedoen het in hulle lewe nie. Hulle wou mos nie in my glo nie. In die tweede plek sal hulle besef dat die reg aan my kant is. Ek gaan na my Vader toe. Julle sal my nie meer met die blote oog kan sien nie. En in die derde plek sal niemand die finale oordeel van God kan keer nie. Die duiwel wat hier op aarde baas speel, het hom al klaar in God se straf vasgeloop. Ek het soveel dinge om nog vir julle te sê, sê Jesus, maar die tyd is nie daarvoor ryp nie. Maar as die Heilige Gees eers hier is, sal hy julle hande vat en julle met die paaie van die waarheid langs lei. Hy is immers die Gees wat die waarheid ken. Hy sal nie sommer 'n klomp los dinge uit sy eie vir julle vertel nie. Hy sal met julle praat oor wat hy gehoor het. Verder sal hy julle ook voorberei vir alles wat nog vir julle voorlê. Die Gees sal voortbou op wat ek gesê en gedoen het. Hy sal maak dat mense sal agterkom hoe belangrik ek is, sê Jesus.
Ek wil nie onnodig my eie beel blaas nie, maar wat aan my Vader behoort is ook myne. Daarom kan ek sê dat die Gees verder sal verkondig wat ek gesê en wat ek gedoen het. En hier leer ons dan nou by Jesus verder oor die Heilige Gees, dat die spesiale helper vir ons gaan kom help en dat hy vir ons gaan kom lei. Maar dan leer ons verder, die wêreld sal 3 dinge in die oë moet kyk. En dit het te doen met sonde en oordeel. Nou hier moet die disippels en ons leer dat ons onsself nie moet skuldig maak aan die sonde van die wêreld, dat ons onsself nie moet skuldig maak op so 'n manier dat die oordeel van God ons sal tref nie. Ons moet weet dat ons in ons verhouding met God en wanneer ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, 1 Johannes 1 vers 9, en vergewe ons alle ongeregtigheid, dat ons sal loskom van ons sonde wanneer ons die Here Jesus toelaat om ons te reinig met sy bloed. Dat die Here Jesus Christus nie net ons sonde sal afwas nie, maar dat hy ook die mag, die krag van die sonde in ons lewe kan breek. En dit is iets wat jy vandag in jou lewe moet onthou en saam met jou vat en elke dag nuut en van voor af hiermee lewe, dat ek elke dag my sondes voor God bely, my nietigheid erken, my gebrokenheid van sonde erken, my siektes, my sondes, 1 Petrus 2 vers 24, aan die kruis kan vasspyker en kan weet dat dit by Jesus is, dat ek al my laste vir hom kan gee. En wanneer ons dit doen, dan sal ons loskom van die oordeel. Maar die mense wat dit nie doen nie, gaan nie kan loskom van die oordeel en die sonde wat hulle gedoen het nie, want hulle wil nie in Jesus glo nie. En daarom aan die een kant is dit vir ons 'n waarskuwing, maar aan die ander kant is dit ook vir ons 'n bemoediging en 'n motivering. Want die waarskuwing is natuurlik dat ons moet seker maak dat ons in Jesus glo. Dat ons nie net 'n paar kerkmense is wat kerk toe gaan en sekere geloofsdinge doen, maar nie regtig in Jesus glo nie. En nie regtig hom toelaat om die hoof te wees van ons nie. In die tweede plek sal jy besef dat jy in die heerlikheid van Christus deel. Die wêreld gaan natuurlik 'n probleem hê, want hulle gaan dan vir die eerste keer sien dat die reg aan God se kant is. Maar ons wat God se kinders is, weet dit mos, ons leef dit mos. Ons getuig dit en ons bely dit. En daarom weet ons, soos Paulus ook skryf in Kolossense 3, deel ons in die heerlikheid van God, ook in 2 Korintiërs 4, waar hy skryf, alles loop vir ons uit op die heerlikheid wat alles verreweg oortref. So vir ons wat God se kinders is, loop dit nie uit op oordeel nie. Dit loop vir ons uit op heerlikheid. En die belofte wat Jesus vir ons gee, is dat die Heilige Gees nie net vir ons hierin help nie, maar vir ons bystaan, dat hy vir ons krag gee, dat hy vir ons intree en dat hy eintlik ons middelaar is, die Heilige Gees, en dat hy vir ons hiermee help. So in die tweede plek weet ons, omdat ons losgekom het van sonde, gaan ons weet vandag alreeds wat dit beteken om deur God geoordeel te word. Wat dit beteken dat die reg aan God se kant is en wat dit beteken om in Jesus te glo. En dan in die derde plek sal ons besef dat die oordeel van God onkeerbaar is, maar dat ons in Christus, deur sy kruisdood, sy opstanding, deur die bloed wat gevloei het, deur sy vergifnis, deur die regverdigmaking, deur die herstel in ons lewe en ook ons verhouding met God, dat ons in die finale oordeel vry sal wees, nie omdat ons self iets bewerk het, soos Paulus skryf in Efesiërs en redes het om op onsself trots te wees nie, maar inteendeel, eerder eerlik te wees oor dit wat Christus ons maak en dit wie Christus wil hê ons moet wees, sodat ons, wanneer die oordeelsdag plaasvind, kan weet dat ons volkome vry is, dat ons aan die Here behoort en dat ons na ons Vader toe sal gaan en dat ons by hom sal wees. En Jesus beloof ook vir ons in die Johannesbrief dat hy vir ons gaan plek voorberei. Dat ons 'n huis het na toe ons waartoe ons kan gaan. En Paulus skryf ook daaroor in 2 Korintiërs hoofstuk 5. As hy sê die tentwoning moet opgeslaan word en ons moet na die hemelse woning toe gaan. En dan doen Paulus presies wat Jesus ons leer. Hy sê ons het die waarborg en die waarborg hiervan
dat ons die oorgang maak van die tydelike na die ewige, is die Heilige Gees. Die Heilige Gees is ons waarborg. En daarom kan ons dan ook weet dat ons nie in God se straf gaan vasloop nie. Maar Jesus leer ons baie duidelik hier in Johannes 16 dat die duiwel die een is wat alreeds ook in God se straf vasgeloop het. Dat die duiwel klaar veroordeel is en dat die duiwel klaar weet wat sy posisie is in die tyd wat was, in die tyd wat is en in die tyd wat kom. Maar daarom probeer hy met leuns mense om die bos lei om hom te volg, wat dan natuurlik ook in God se straf sal vasloop. En dit help ons om te verstaan, om 'n onderskeid te maak tussen die oordeel van God en die heerlikheid van God. En daarom kan ons dan weet dat ons God met die blote oog kan sien in ons geestesoog, waarvan Paulus bid in Efesiërs hoofstuk 1, ek bid dat julle geestesoog so sal oopgaan, dat julle sal sien watter hoop God se roeping vir julle inhou. En dan kom Jesus en hy sê vir hulle, weet julle, ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar as die Heilige Gees eers hier is, sal hy julle hand vat en julle met die paaie van die waarheid langs lei. Hy is immers die Gees wat die waarheid ken. Hy sal nie sommer 'n klomp los dinge uit sy eie vertel nie. Hy sal met julle praat oor wat hy gehoor het. Verder sal hy julle ook voorberei vir alles wat nog voorlê. Die Gees sal voortbou op wat ek gesê het en hy sal maak dat mense agterkom hoe belangrik ek is, sê Jesus. So die Heilige Gees lei alreeds vir jou en my in die volle waarheid van God. Die Heilige Gees maak op hierdie stadium, op hierdie tyd nou vir jou bewus van die woorde van Christus. Al die woorde wat Jesus gespreek het, alles wat Jesus geleer het, is genoeg, is volkome, is voldoende, sodat jy in die volle waarheid van God kan inloop. Want die Gees is die Gees van die waarheid. En die Gees praat nie de mekaar nie. Die Gees gaan nie vir jou dinge kom sê wat ander Christene de mekaar maak nie. Hy sal met julle praat oor wat hy gehoor het. En die Heilige Gees het by Jesus dinge gehoor. Met ander woorde, wanneer die Heilige Gees met ons praat, sal hy met ons praat oor wat Jesus gesê het. En Jesus het gesê, wanneer hy praat, praat hy oor die dinge van die Vader. Met ander woorde, Jesus en die Heilige Gees praat oor God. So die Heilige Gees gaan nie vir jou iets sê wat buite God se wil is nie, wat vreemd is, wat ander Christene gaan onseker maak of minderwaardig laat voel nie. Inteendeel, wanneer God praat met mense, is dit opbouend, is dit verrykend, word dit waar. Ons moet dit onthou, want God maak nie beloftes wat net iewers opdroog nie. En dan sien ons dat die Heilige Gees sal voortbou op wat Jesus gesê het. En dit moet vir jou die deurslaggewende faktor wees wanneer die Heilige Gees werk. Die Heilige Gees gaan nie buite Jesus se woorde werk of praat nie, maar voortbou daarop. So voordat 'n mens wil vasval oor persoonlike dinge wat die Heilige Gees vir jou sê, moet jy eers gaan let op wat die Heilige Gees vir jou sê oor Jesus. En dan weet ons natuurlik ook dat die Heilige Gees met jou persoonlik praat en jou persoonlik lei en jou persoonlik leer en baie keer vir jou dinge sê wat om te doen en nie te doen nie. En baie keer vir jou waarsku en baie keer vir jou in God se wil inbring. Maar dan kan jy weet dat die Heilige Gees sal verkondig wat Jesus gesê en gedoen het. En dit is waarmee ons dan vandag se program afsluit. My gebed is dat die genade van ons Here Jesus Christus by jou sal wees en dat God se liefde vir jou sal omvou en dat die Heilige Gees se teenwoordigheid vir jou sal salf en sal lei en sal leer en sal vertroos. Mag die Here vir jou ryklik seën en gaan leef hierdie wonderlike voorreg dat jy in teenwoordigheid van die Heilige Gees kan lewe. Ons gesels weer volgende week. Jy moet 'n wonderlike dag verder hê. Groete.